Goeiemôre broers en susters, baie hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat dit sal dien tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte voordat ons met die erediens begin. Ons wydingslied vanoggend, Psalm 100. Ons sing al 4 die verse van Psalm 100. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Ons lofsang, gesang 236, al 4 die verse. Gesang 236, al 4 verse. Amen.
Die wet van die Here, broers en susters, is 'n lig op ons pad en 'n lamp voor ons voete. Luister dan nou na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet. Verskoning, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaak, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Met Esra bely ons, my God, ek voel te beskaamd en verleë om my aangesig tot u, my God, op te hef. Want my ongeregtighede het oor my hoof gegroei en my skuld is hemelhoog. Aan elkeen wat so in ootmoed, met ware berou en in opregte geloof sy sonde bely, en sy toevlug neem na Jesus Christus as die enigste sakeligmaker en verlosser, verkondig die Here in sy woord. Die geknakte riet sal hy nie verbreek, en die dowwe lampet nie uitblus nie. Ons dank God vir sy ontfermende liefde in Christus, met die sing van Gesang 249, die 3de vers. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons nou ons algemene Christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons wy nou opnuut ons lewe aan die Here toe, met die sing van Gesang 12, die tweede vers. Ons lees uit die woord van die Here, broers en susters, 'n gedeelte uit die evangelie, soos Johannes dit beskryf het. Johannes hoofstuk 17, van vers 1 tot by vers 26. Johannes hoofstuk 17, van vers 1 af. Kom, broers en susters, laat ons eers saam bid om die verligting deur die Heilige Gees. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor u troon juig al die werke van u hande. Die hele skepping, van die eerste lig wat u in aansyn geroep het, tot op hierdie oomblik, alles leef uit u goedheid en loof u vir u troue liefde. Ons as gemeente voeg ons stem met blydskap by hierdie groot koor wat u naam verheerlik. Ons bid dat u ons lof sal aanneem, alles dit gering en gebrekkig, dat u ons samekom sal heilig met u teenwoordigheid, en dat u ons sal leer om na u wil te lewe uit u woord. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Johannes hoofstuk 17. Die gedeelte, broers en susters, is bekend as Jesus se hoë priesterlike gebed, na afloop van die instelling van die nagmaal en die gesprekke wat Jesus met sy disippels om die tafel gehad het, sluit hy hierdie byeenkoms af. En hy doen dit met hierdie gebed waarin hy bid vir homself, vir sy disippels en ook vir ons. Dit het Jesus gespreek en hy het sy oë na die hemel opgehef en gesê, Vader, die uur het gekom, verheerlik u Seun, sodat u Seun u ook kan verheerlik, soos u hom mag oor alle vlees gegee het, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus, wat u gestuur het. Ek het u verheerlik op die aarde. Die werk wat u my gegee het om te doen, het ek volbring. En nou, Vader, verheerlik my by u self, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld was. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee en hulle het u woord bewaar. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom.
Van die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee, en hulle het dit ontvang, en waarlik erken dat ek van u uitgegaan het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat u my gegee het, omdat hulle aan u behoort. Alles wat myne is uwe, en wat uwe is myne, en ek is in hulle verheerlik. En ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld, en ek kom na u toe. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Toe ek saam met hulle in die wêreld was, het ek hulle in u naam bewaar. Oor die wat u my gegee het, het ek gewaak, en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Maar nou kom ek na u toe, en ek spreek hierdie dinge in die wêreld, sodat hulle my blydskap volkome in hulle kan hê. Ek het hulle u woord gegee, en die wêreld het hulle gehaat, omdat hulle nie van die wêreld is nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Ek bid nie dat u hulle uit die wêreld wegneem nie, maar dat u hulle van die bose bewaar. Hulle is nie van die wêreld nie, net soos ek nie van die wêreld is nie. Heilig hulle in u waarheid. U woord is die waarheid. Soos u my gestuur het in die wêreld, het ek hulle ook in die wêreld gestuur. En ek heilig myself vir hulle, sodat hulle ook in waarheid geheilig kan wees. Maar ek bid nie alleen vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u, dat hulle ook in ons een mag wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. En ek het hulle die heerlikheid gegee wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees, en dat die wêreld kan weet dat u my gestuur het en hulle lief gehad het, net soos u my lief gehad het. Vader, ek wil dat waar ek is, hulle wat u my gegee het, ook saam met my sal wees, sodat hulle my heerlikheid kan aanskou wat u my gegee het, omdat u my lief gehad het voor die grondlegging van die wêreld. Regverdige Vader, al het die wêreld u nie geken nie, tog het ek u geken, en hulle hier het erken dat u my gestuur het. En ek het u naam aan hulle bekend gemaak, en sal dit bekend maak, sodat die liefde waarmee u my lief gehad het, in hulle kan wees, en ek in hulle. Tot sover die woord van die Here. Gelukkig is elkeen wat dit hoor, en wat dit ook sy eie maak. Heilige Vader, bewaar in u naam die wat u my gegee het, sodat hulle een kan wees, net soos ons. Ek bid nie vir hulle alleen nie, maar ook vir die wat deur hulle woord in my sal glo, dat almal een mag wees, net soos u Vader in my en ek in u. Dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Die kerklike jaar, broers en susters, begin so 4 weke voor Kersfees. Die sogenaamde adventstyd, die verwagting van die koms van die Here Jesus. Dit loop deur na die lydenstyd, na Goeie Vrydag en Paasondag, en gaan voort na Hemelvaart en Pinkster, en dan sluit dit af met wat in die kerk bekend is as Drie-eenheid Sondag. Verlede Sondag het ons die Pinkster gevier. En vandag die mees vergete feesdag van die kerk, die Drie-eenheid Sondag. En wanneer ons oor die Drie-eenheid Sondag praat, dan praat ons oor die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en die eenheid wat daar in hulle is. En nou is die vraag natuurlik,
hoe lyk hierdie eenheid binne die drie eenheid? En dis 'n belangrike ding, want as Jesus bid vir sy disippels, dan bid hy dat hulle een sal wees net soos ons een is. En as hy vir ons bid, dan bid hy dat ons met die Vader en die Seun en ook die Heilige Gees vanselfsprekend een sal wees, net soos hulle een is. Ons moet iets afspeel in ons lewe, in ons wêreld, in ons kerk wees, van die eenheid wat daar is tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En as 'n mens nou Jesus se hoëpriesterlike gebed lees, dan kom 'n mens agter dat die eerste ding wat Jesus sê, hulle deel, is die heerlikheid. Vader, die uur het gekom. Baie keer in die evangelies hoor ons dat Jesus, wanneer mense sê, hy moet 'n wonderwerk doen, of hy moet iets optree om te bewys dat hy die Messias is, my uur het nog nie gekom nie. Maar nou sê hy, Vader, my uur het gekom, die uur waarin ek gekruisig gaan word, waarin ek die volle straf oor die sonde gaan dra, waarin ek die werk wat u my gegee het gaan volbring. En hierdie uur is die uur waarin u my verheerlik. Hy bid dat die Vader hom sal verheerlik, sodat die Seun u kan verheerlik. Dat die Vader dit duidelik sal maak dat Jesus Christus inderdaad, wanneer hy die werk van God volbring, die woord van die Here waarheid maak, en dat elke knie voor God kan buig in dankbaarheid en lofprysing. Maar meer nog, wanneer hy sy werk hier op aarde voltooi, wanneer hy ons oë opnuut rig op die wonder van God se liefde, dan bid hy dat God hom weer sal terugneem in die heerlikheid wat hy gehad het, voordat hy na die aarde toe gekom het. Dat as hy sy werk hier volbring het, hy weer sy plek op die hemelse troon kan inneem. Die heerlikheid wat hy het as koning wat mag het oor alle dinge. Dis die eerste. En die eerste, broers en susters, is die eerste waarin ons behoort te deel. Die heerlikheid wat God ons gee, is die heerlikheid dat ons sy kinders mag wees. In hierdie wêreld. Daarom bid Jesus vir sy disippels, bid hy vir ons, en maak hy dit duidelik, ons is nie meer van die wêreld nie. Die wêreld sal ons haat. Hy het ons uit die wêreld kom uithaal. Ons is nie meer burgers van hierdie wêreld, en hierdie wêreld se lewe is nie meer ons hele lewe nie. Ons is burgers van God se koninkryk. En soos Jesus in hierdie wêreld kom verkondig het, met sy woorde en sy dade, die koninkryk van die hemele het naby gekom, en daardeur die heerlikheid ontvang het daarvan, dat hy die boodskapper van God kan wees. Die Seun van God in die wêreld, het ons die heerlike taak om boodskappers te wees, die kinders van God in die wêreld. En dit maak ons met Jesus een, in ons diens in hierdie wêreld. Maar dit maak ook ons met Jesus en met die Vader en met die Heilige Gees een, daarin dat ons tot sy heerlikheid lewe en werk. Dis ons, wat in 'n wêreld waar God verag word, die heerlikheid van God proklameer. Met die woorde wat ons praat,
met die dade wat ons doen. En ons weet dat ons in die ewige heerlikheid sal deel. Dis iets, broers en susters, waar 'n mens nog al lank oor kan nadink. Die wonder daarvan, dat die eenheid wat daar is, binne die drie eenheid, die heerlikheid is, wat van God uitgaan, en wat by God behoort. En dis hierdie heerlikheid, wat Jesus ook oor ons afbid, waaruit ons kan gaan lewe. Maar Jesus, die staan nie stil by die heerlikheid nie. Jesus die sê ook, u het hom mag gegee, sodat hy met die mag wat hy het, aan almal die ewige lewe kan gee. Die eenheid wat daar in die drie eenheid is die eenheid van goddelike mag en vermoë. As 'n mens maar net na die skepping kyk, dan sien ons dat die Vader spreek en die woord bring tot stand en die Heilige Gees laat dit daar kom. God spreek en daar is lig deur die woord wat hy spreek en die Heilige Gees sweef oor die waters, is daar by die skepping betrokke met skepingsmag. Maar hierdie skepingsmag is die mag van God se liefde. En dit is hierdie skepingsmag wat hy aan Jesus delegeer wanneer hy hom as mens in hierdie wêreld instuur. Luister mooi wat sê Jesus. U het hom mag oor alle vlees gegee, sodat hy aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe kan gee. Die mag waaroor God beskik, wat hy met Jesus deel, waardeur die Heilige Gees tot stand bring wat God wil, is mag waarin ons deel. Ons is nie hulpelose slagoffers in hierdie wêreld nie. Ons is nie uitgelewer aan die bose en al sy magte nie. Ons is meer as oorwinnaars oor die dood, want ons is die uitdelers van die ewige lewe. Nie omdat dit in ons lê nie, maar omdat dit uit ons eenheid met God voortvloei. Want die ewige lewe is dat hulle u ken en Jesus Christus wat u gestuur het. U ken deur die krag van die Heilige Gees en Jesus wat u gestuur het ken. Nie maar net deur woorde nie. Die Bybel praat gewoonlik nie oor kennis as iets net maar van die verstand nie, maar kennis is belewenskennis. Dis ervaringskennis. Ek het aan hulle die ewige lewe gegee, deur hulle saam met my te leer lewe voor u aangesig, as u kinders. Ek het aan mense die ewige lewe gegee, dat hulle u ken, en dat hulle my ken, omdat hulle in gehoorsaamheid en in vertroue en in verbondenheid met my leef in hierdie wêreld en met u leef in hierdie wêreld. Die ewige lewe is dat ons hand aan hand met God sal lewe. En daartoe het Jesus ons verlos en daartoe bemagtig die Heilige Gees ons. Hy gee aan ons die mag om soos hy in die krag van die Vader geleef het en daarom die ewige lewe kon meedeel, dat ons ook so kan leef, soos Henog met God kan wandel. En daar is 'n eenheid in die werk
Die werk wat u my gegee het, die het ek gedoen. By meer as een geleentheid sê Jesus die werke wat hy doen is nie uit homself nie. Dis die Vader wat deur hom die werke doen. Die woorde wat hy spreek is nie uit homself nie, dis die woorde van die Vader. Die woorde wat die Heilige Gees in die wêreld laat verkondig, is nie woorde anders as die woorde van God, en dis een woord wat oor die wêreld klink. Die een woord wat God oor die wêreld laat klink, is die woord van liefde en lewe. Dis die woord van verlossing en van redding. En dit het Jesus in hierdie wêreld verkondig, en dit het hy gedoen. Dis die groot verlossingswerk van die Vader, waarby hy mense uit hierdie wêreld roep, en hulle intrek in die ewige lewe, en hulle verheerlik deur hulle syne te maak. Die werk wat u my gegee het, dit het ek volbring. As 'n mens oor die drie eenheid praat, broers en susters, dan is dit nog al so dat die meeste geleerdes sê dit is die eenheid in werking. Dis die eenheid daarvan wat 'n mens kan verduidelik met die van 'n maatskappy. 'n Maatskappy wat een ding doen in die wêreld, uit een taak, uit een kernbelang. Maar daar is 'n voorsitter van die direksie, en daar is 'n besturende direkteur, en daar is 'n uitvoerende direkteur, en die hele maatskappy het een wil en een doel en een taak, al word dit deur verskillende persone gedryf, en so ook die drie eenheid. Dis een wil, een werk, wat deur die Vader, die Seun en die Heilige Gees in hierdie wêreld gedoen word. Dis die werk van liefde. Dis die werk daarvan om sy liefde uit te straal, om sy liefde werklikheid te maak. En die werk van God se liefde, wat so groot is, dat hy sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons gegee het, sodat elkeen wat in hom glo die ewige lewe mag hê, die werk het Jesus voltooi. En die werk, broers en susters, is die werk waartoe die Heilige Gees ons die krag gee. Want Jesus het die werk aan ons opgedra om nou te doen in die wêreld. Om nou God se werk, God se liefdeswerk in hierdie wêreld voort te sit, sodat mense tot geloof kan kom, dat die koninkryk van die hemele onder mense kan vestig en uitbrei. En daarin deel ons in die groot eenheid met God, die eenheid van ons wil en ons werk, die eenheid van die liefdeswerk, wat ons in die naam van God kom doen in hierdie wêreld. En hierdie liefdeswerk, die doen ons deur die verkondiging van die woord. Ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en hulle het u woord bewaar. Wanneer ons hierdie liefdeswerk van God doen, dan praat ons nie maar oor liefde van mense, of liefde soos mense dit definieer, of die liefde wat mense graag wil hê nie. Ons praat oor hierdie groot, onbegryplike liefde wat God aan ons geopenbaar het in sy woord. Die liefde wat daarin bestaan dat ons aan sy woord gehoorsaam is, dat ons sy woord bewaar, dat ons sy woord doen. En dis hierdie liefdeswerk wat in die kerk en aan elke gelowige gegee is, dat ons daaruit ons werk kan gaan doen.
En daarin lê nou die eenheid wat Jesus vir ons bid. Die eenheid wat ook vir ons as kerk, vir ons as gelowiges met Christus saambind en aan ons, aan mekaar bind. Dis 'n oop vraag, broers en susters, of ons dit in die kerk altyd goed begryp. Dat ons inderdaad die beeld van die drie enige God in hierdie wêreld moet vertoon. En ons vertoon die beeld van die drie enige God deur die heerlikheid, deur die mag, deur die ewige lewe, deur die gehoorsame woord. Ons vertoon die beeld van die drie eenheid wanneer ons in liefde so leef dat mense dit by ons kan sien. Daarom dat Jesus elke keer sê, ek bid dat hulle een kan wees soos ons, sodat die wêreld kan weet dat u my gestuur het. Die eenheid wat ons onder mekaar het, broers en susters, is die kosbare gawe van die geloof, van die diens, van die liefde vir God. Dis 'n eenheid wat bo ons eie belang uitgaan. Dis 'n goddelike eenheid. Dis 'n eenheid waarin ons behoort te staan en al ons eie klein verskille moet daaraan ondergeskik wees. Maar dit is net moontlik wanneer ons so leef dat die Vader en die Seun en die Heilige Gees in ons lewe. Daarom kan Jesus ook so bid. Bid dat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en u in my, sodat hulle volkome een kan wees. Die eenheid wat ons onder mekaar het, is nie 'n eenheid wat ons self kan bewerk, of 'n eenheid wat ons kan demonstreer nie. Dis die eenheid van God se liefde wat ons intrek en by ons intrek neem, sodat ons werklik kan lewe as die kinders van God, die beelddraers van die drie enige God. Die hele kerklike jaar, met al die feeste daarin, loop uit op hierdie groot boodskap. Dat ons in ons eenheid onderling die eenheid vertoon wat Christus met ons het. Die eenheid wat die Vader by ons wil hê. Die eenheid waarin die Heilige Gees ons inbind. Ons is een koninkryk van God. En vir die res van die jaar, die sogenaamde feeslose jaar, leef ons uit hierdie wonder. En behoort ons uit hierdie wonder te lewe, moet ons so lewe dat die hele wêreld oortuig kan word daarvan, dat ons, die kinders van God, die huisgesin van God, die koninkryk van God, inderdaad van God is. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank u Here vir u grootheid en u goedheid. Ons dank u dat u uw Seun gestuur het, dat hy in hierdie wêreld u naam kan verheerlik as skepper en onderhouer, as die Vader wat verlos en sy woord hou, as die God wat deur
die werk van u Seun en u Gees aan ons die woord en die lewe gee. Ons bid dat u, o God, ons met u een sal maak soos u een is. En dat ons hierdie eenheid sal uitstraal en afstraal. Nie alleen die eenheid onderling nie, maar bo alles die eenheid met u. Dat dit duidelik sal word dat hierdie gemeente en elke lidmaat in hierdie gemeente, dat hierdie kerkverband waarvan ons deel is, ja, u kerk oor die hele aarde, inderdaad met u een is, die ewige koninkryk van God in hierdie wêreld uitbeeld. Ons dank u dat u vir ons sorg, en ons bid dat u ook in die week vorentoe u sorgende hand oor ons sal uitstrek. Ons bid in besonder vir hulle wat siek is, wat ongesteld is, wat worstel met pyn en wat langdurig daarmee worstel, wil u daar u genade toon. Ons bid, o Here, vir die land waarin ons woon, 'n land waaroor die duister en donker van sonde en Godvergeting al meer toesak. 'n land waarin die agteruitgang elke dag duideliker word. En die agteruitgang omdat ons u woord nie as 'n lig op ons pad en 'n lamp voor ons voete neem nie. Ons bid dat u vir ons ook weer nuwe gehoorsaamheid sal gee, bekering sal bring, en so opnuut vir ons daartoe sal lei dat ons in gehoorsaamheid aan u ook ons regerings kies, en dat ons regerings in gehoorsaamheid aan u woord optree. Maar ons bid nie alleen vir uitkoms nie. Ons bid ook, Here, dat as hierdie tugtiging dan oor ons kom, ons dit nie by ons sal laat verbygaan nie, maar dat ons sal vorm om in vertroue op u te lewe, en in vertroue op u in die duister, die lig van die woord te laat skyn. Ons kom na u toe en ons erken ons sonde. Ons bid, Here, dat u ons in die bloed van Jesus sal reinig en heilig, dat ons u kan verheerlik in ons woorde, in ons werke, in ons gedagtes, met ons hele lewe. Dit alles bid ons in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons sing ten slotte, broers en susters, gesang 321. Ons sing al drie die verse van gesang 321. Oh
Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal by u almal bly. Amen.